Goeiemôre, Dok Matt praat. Ek sit in 'n huweliksberadingssessie en ek het die egpaar voor my. En nou ja, die verwyte word heen en weer gegooi. Sy's nie meer lief vir my nie. Hy gee glad nie meer vir my om nie. Die kinders dit en die kinders dat en jou familie en jou ma en skoonma en skoonpa en aanhoudend is daar verwyte teenoor mekaar. Maar ek het sommer binne 'n paar minute agtergekom wat hulle groot probleem is. Toe ek nou eintlik vir hulle die probleem uitwys, toe besef hulle eintlik waar die groot probleem lê. Ja, daar is geen kommunikasie gewees nie. Die een weet nie wat aangaan in die ander een se lewe nie. Die een weet nie hoe die ander een teenoor die ander een voel nie en daar is absoluut geen kommunikasie nie. En dit is die rede hoekom hierdie huwelik verbrokkel het. Geen kommunikasie. Ja, maar ons ken mekaar. Ons weet wat die ander een wil hê, maar dit is belangrik om te sê wat ons wil hê, hoe ons die goedes wil laat gebeur. Kommunikasie is so belangrik en so werk dit in ons geestelike lewens. Kommunikasie met die koning. As jy nie gereeld met die koning gaan kommunikeer nie, dan gaan hierdie verhouding ook verbrokkel. My vriend, maak tyd. Maak tyd om met die koning te praat. Maak tyd om met Jesus te praat. Maak tyd om in sy verteenwoordigheid in te kom en net met hom in gesprekvoering kan gaan. Hy's daar om te luister. Sy oor is nie te swaar om te hoor nie, my vriend. Hy sal hoor as jy met hom praat. En hy wil hê jy moet met hom praat. Hy wil hê jy met jou hartsgeheime met hom deel. Hy wil hê as vader, as koning, dat jy na hom toe moet gaan met jou probleme en behoeftes, sodat hy jou kan help. As jy nie met hom gaan praat oor hierdie goedes nie, en as jy nie met hom 'n verhouding gaan bou, dan kan ek jou verseker, hierdie verhouding gaan in totaliteit verbrokkel. Gesels met die koning, gaan in gebed in, praat met die koning van konings. Herlewingsgroete.